Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Van nou tot in ewigheid, van die opgang van die son, tot by sy ondergang, moet die naam van die Here geloof word. Van die opgang van die son, tot by sy ondergang, moet die naam van die Here geloof word. Die Here is hoog bo die nasies, bo die hemel, sy heerlikheid. Wie is soos God wat hoog woon, laag sien in die hemel en op aarde. Van die opgang van die son, tot by sy ondergang, moet die naam van die Here geloof word. Van die opgang van die son, tot by sy ondergang, moet die naam van die Here geloof word. Rig die geringe op, die behoeftige van die ashoop. Laat sit hom by die edeles, onvrugbare, vrugbaar, blye, moeder van kinders. Van die opgang van die son, tot by sy ondergang, moet die naam van die Here geloof word. Laat die naam van die Here geprys word. Van nou af tot in ewigheid. Goeiemôre en hartlik welkom hier op 'n donderdagoggend 6:30. Ag, 6:30, nou sê ek 6:30. Oh, sorry, daar gaat hy. Daar is ons reg, volgens 'n bietjie de mekaar. Bietjie vroeg. Loof die Here, van die oggend tot die aand, deur die nag, oral moet die Here geloof en geprys word. Dit is so opgewonde vanoggend in my hart, om net te dink, ons kan die Here loof en prys dag en nag, maak nie saak, watter uur, watter minuut, watter sekonde dit is nie, ons harte moet net oop wees, om die Here te loof en te prys, sy naam groot te maak, in ons harte en in die hele wêreld, sy evangelie van waarheid verkondig, van verlossing, van redding, van vryheid in die Here. Ons is so opgewonde vanoggend. U is ingeskakel by die Dak Facebook radiostasie, waar ons die goeie nuus verkondig van die Here Jesus Christus, wat hy gesterf het aan die kruis, sodat ons gered kon word. Hy het vir ons versoening by die Vader kom bring, van ons sonde, van ons ongeregtigheid, sodat ons as mens kan loskom en kan vrykom, en kan hemel toe gaan. Ons is opgewonde vanoggend. Nou loof die Here, ons gaan vanoggend ons program weer wy aan die lees van die woord van die Here. Nou ons begin vanoggend by Matteus 13 vanaf vers 24. Kry jou Bybel gereed by Matteus 13 vers 24 en ons gaan daar lekker saam uitlees uit al die gelykenisse wat die Here Jesus verder vertel het. Hy het niks gepraat sonder gelykenisse. Dit was amazing. So, vanoggend is ons so dankbaar. Ons sussie Ria verjaar vandag, en ons gaan ook vir haar bid en vra dat die Here haar deurdra in die jaar wat voorlê. Hy dra altyd so mooi deur. Ons is altyd so opgewonde om die getuienisse te hoor, en ons bid ook weer vanoggend vir Riaatjie wat verjaar.
So kom ons bid ook vir wysheid en insig vanoggend met die lees van die woord van die Here. Vader, baie, baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u grootheid, u goedheid. U is wonderbaar, u is groot van krag en groot van heerlikheid, groot van majesteit. My hart wil u net vanoggend lof besing, my hart wil u net groot maak en eer. Vader, gisteraand toe ek die liedjies ook so soek en ek dink, wat gaan ek vanoggend speel? Dit tref dit my net, Here, ons moet die dag en nag loof en prys en groot maak, tot in ewigheid. Ai Here, dit is so amazing om daaraan te dink. Ons hele lewe moet oor u gaan, ons hart moet om u draai, om u woord, om u koninkryk, Vader, die werk wat ons doen elke dag van ons lewe moet gaan oor u, en ons dankie, Vader, baie dankie dat ons afgesonderde harte van hierdie wêreld kan hê, dat ons nie in sonde hoef te lewe wat ons onderdruk en verdruk en 'n swaar las op ons sit nie, maar ons kan vryheid hê, ons kan sondeloosheid, Here, leef in u, Vader. As ons val en struikel, kan ons dit bely, en dan is ons weer sondeloos, ons is weer skoon en rein voor u aangesig. Wat 'n geweldige voorreg is dit nie, om vergifnis te kan ontvang in ons lewe nie. Wat sou ons gemaak het sonder vergifnis, Vader? Ons sou nie kon loskom van die mag van die duiwel af nie, maar dit het ons kom losmaak. Dis die sleutel van u koninkryk, om daarin te gaan is vergifnis, van die oomblik wat ons harte oopmaak, en ons skeer dit so oop, en ons breek dit so oop voor die aangesig, dan ontvang ons daai vergifnis, wat vir ons die koninkryk van u oopsluit. Vader, dit is so amazing om daaraan te dink. Baie, baie dankie vir dit, Here, wat u vir ons as mens kom doen het. Ek wil ook volgende bid vir my sussie Ria, Here, wat verjaar vandag, daar's nog 'n jaar by haar lewe bygevoeg. Vader, sy gaan 'n volgende jaar in, en ag Here, ons wil nie die dae of die dinge spesiaal ag nie, ons wil net volgende vir haar bid, en Here, u net loof en prys, en vir u baie dankie sê, dat u haar deurgedra het, Vader. Dankie, deur alles, Here, sy kom so 'n groot pad in haar lewe met siektes en dinge, en Vader, dit wat haar altyd kniehalter, maar ons dankie, u het haar nog oral deurgedra, ons loof u en ons prys u net volgende. As ek net dink, hoe haar deur die COVID gedra het, hoe ons benoud was daai tyd, Here, het u haar deurgedra, sy moes nog lewe, u het haar nog nodig op hierdie aarde, haar gebede, haar getrouheid, Vader, en ons dankie vanoggend, Here, vir dit wat u vir haar doen. Ek wil ook bid vir die jaar wat voorlê, Here, dat u vir haar geweldige wysheid en insig sal verleen, die trane wat sy ook voor u stort, Here, baie keer in haar gebede, Vader, die magteloosheid, die moedeloosheid baie keer, wil ek bid, Here, u sien alles raak, u weet van alles, u weet van vir wie sy almal bid, wie haar hart oor almal benoud is, Here, en ek wil bid volgend vir haar, Here, dat u haar sal antwoord, Vader, dat haar gebede voor u sal kom, en dat u sal antwoord. Baie, baie dankie daarvoor, Vader, dat sy 'n ouma kan wees, 'n ma, 'n vrou vir haar man, Here, dat u vir haar wysheid gee in alles, Vader. Ek besef, Here, ons het regtig as vrouens soveel wysheid nodig, om sagmoedig te kan lewe, om 'n voorbeeld te kan wees, baie keer 'n voorbeeld sonder woorde, Here. Dit is baie keer wat trek, en ons dankie net volgend, en ons loof u. Vader, ek wil ook bid volgend vir wysheid en insig, Here, terwyl ons die woord so lees, dat u my sal help, en my man sal help, wat 'n heerlikheid om so saam met hom die woord van u te kan bedien, Vader. Dit maak my so opgewonde, dit is 'n geweldige voorreg, Vader. En ek dank u dat u vir ons wysheid en insig verleen om die regte woord, goeie kos, Here, my God, na die tafel toe te bring, na ons volk toe te bring, na u volk toe te bring. Here, die liggaam van u, Vader. Baie, baie dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Prys die Here, wat 'n heerlikheid om vanoggend so te kan saam bid en te kan saam kuier om die woord van die Here, om saam te kan lees uit die woord van die Here uit. Dit is altyd so 'n opgewondenheid dat ons dit kan doen so saam en dit met mekaar kan deel en kan deurpraat, sodat ons almal sekerheid kan hê in ons geestelike lewe. Nou, ons begin vanoggend by Matteus 13 vers 24 en ek wil net eers vir ons 'n liedjie speel wat juis gaan oor hierdie gelykenis. Nou as ons die liedjie so luister, dan kan ons 'n bietjie begin dink aan die gelykenis wat die Here Jesus Christus hier met hulle gedeel het. So geniet dit saam met my, die koring en die onkruid. Die koninkryk is soos 'n man wat goeie saad in sy land saai. Die vyand het gekom toe hy slaap en onkruid onder die koring gesaai.
Laat altyd saam groei tot die oesdag. Bring die koring by mekaar in my skuur. Laat altyd saam groei tot die oesdag. Bring die koring by mekaar in my skuur. Toe die vrug vorm, was die onkruid ook daar. Waar kom die onkruid vandaan? Die vyand het het gedoen, moet het nie uittrek. Die koring kan saam uitgetrek word. Laat altyd saam groei tot die oesdag. Bring die koring by mekaar in my skuur. Laat altyd saam groei tot die oesdag. Bring die koring by mekaar in my skuur. Op die oesdag sal die maaiers die onkruid by mekaar maak in bondels bind om te verbrand. Bring die koring by mekaar in my skuur. Laat altyd saam groei tot die oesdag. Bring die koring by mekaar in my skuur. Laat altyd saam groei tot die oesdag. Bring die koring by mekaar in my skuur. So ons gaan nou hierdie gelykenisse lekker saam lees en dan so 'n bietjie later dan verduidelik die Here Jesus Christus wat hierdie gelykenis beteken. So kom ons lees hier in vers 23. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook die vrug dra en oplewer. Waar is ek nou? Jy is by 23. Ek moet by 24 wees, ekskuus julle. 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Nou klink dit bekend. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het jy dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyhandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil jy dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak? Maar hy antwoord nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaiers sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om te verbrand, maar bring die koring by mekaar in my skuur. Nou ons gaan nou net eers verder lees en dan kom ons by die uitleg van hierdie gelykenis. 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai, wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as al die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. So hier verhoor ons nou van die mosterdsaad. Nou die mosterdsaad is geweldig klein. En die mosterdsaad, ons moet geloof is soos 'n mosterdsaad, want daai saad moet geplant word. En daai saad moet begin groei. En daai graad moet groot groenteboom oplewer, 'n groot groentesoort, groter as die ander. So ons geloof moet groei. Ons moet begin verstaan. Ons moet begin vrug oplewer. Ons kan nie daai klein saadjie bly en voel dit is genoeg en dit is nou wat ek in my lewe moet doen en hê nie. En dit is hoe baie kinders van die Here voel. As ek maar net geloof kan hê, soos hierdie mosterdsaadjie. Maar daai saadjie moet in die grond kom. Daai saadjie moet ontkiem. Daai saadjie moet groei. Dat dit op die ou einde kan
vrug oplewer. Dit moenie by die saad bly nie. So ons moet aangaan in ons geestelike lewe. Ons kom tot wedergeboorte en ons moet die pad van die Here begin stap. Ons moet nie bly by ons wedergeboorte en daaraan bly vashou en daar bly staan en net die hele tyd daaroor praat en daar bly staan nie. Ons moet begin verstaan, groei in ons geestelike lewe sodat ons nuttig kan wees in God se koninkryk, sodat ons die broederskap kan bedien, sodat ons vrug kan oplewer, verander, sodat ons in ons gebede kan groei, kan verstaan, sodat ons die gawes van God kan begin beoefen in vrymoedigheid en dan dat hy jou meer kan begin gebruik in al hierdie dinge. Dit is wat moet gebeur in jou geestelike lewe. Ons moenie by 'n klein saadjie bly nie. Right. 'n ander gelykenis het hy hulle vertel. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. So wat gebeur is, jy hoor die woord en dit moet ingesuur word in jou hele lewe in. Die koninkryk van die Here, dit die woord van God, moet in jou ingesuur word. Dit moet in jou ingeknie word tot alles deursuur is met die koninkryk van God. So jou hele gedagte, wese, hart, alles moet deursuur wees met die koninkryk van God, met die woord van God, met die verstaan van God se koninkryk. Jy moet daar kan insien, sodat jy daar kan ingaan. Dis so mooi. Nou, voor ons verder gaan, wil ek net eers hier vir ons die liedjie speel van die mosterdsaad, dat ons net eers weer lekker ons gedagtes daarby kan kry, dat ons moet groei en hierdie groot boom word, want dit kom ook by die saak van dit moet so ingeknie word in ons lewe in. Nou kom ons luister dit so lekker saam, en dan gaan ons verder om die uitleg van die eerste gelykenis so saam met Jesus te lees. Die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem in sy hande en dit saai in sy land. So klein, skaars sigbaar, gesaai in die hart van die mens. Daar lê 'n verstand, dit moenie so bly nie. Al begin dit klein, dit groei in die hart tot 'n groot boom. Van die kleinste saad kom 'n lewe groot en wyd. Dit groei deur die krag van iemand groot en gebed. En die voëls van die hemel kom, vind rus in sy takke vry. Begin het as 'n mosterdsaad, word 'n boom van koninkryk. Die kleinste van alle sade, maar het het 'n groter doel. Geloof in God se woorde rein, meer as wat ons kan verstaan. Dit styg bo al die groente, word 'n skadu wat uit geloof gebore word. Wat ons sien is net die begin, God laat die grootste groei daarin. Van die kleinste saad kom 'n lewe groot en wyd. Dit groei en dit groei deur die krag van ewigheid en gebed. En die voëls van die hemel kom, sy takke vry. Wat begin het as 'n mosterdsaad, word 'n boom van koninkryk. Moenie klein bly nie, maar groei tot volle potensiaal. Van saad tot 'n boom, die koninkryk leef, en dit groei in ons harte. Kleinste saad kom 'n lewe groot en wyd. Dit groei en dit groei
deur die krag van ewigheid en gebed. En die voëls van die hemel kom, vind rus in sy takke vry. Ja, wat begin het as 'n mosterdsaad, word 'n boom van koninkryk. Wow, is dit nie amazing om dit so alles opgesom in 'n liedjie te kan hoor nie. Loof die Here. Matteus 13 vers 34. Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenisse het hy vir hulle niks gesê nie. Sodat vervul sy woord, die woord wat gespreek is deur die profeet. Ek sal my mond open deur gelykenisse. Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die aarde af. So Jesus Christus het alles aan die mens kom openbaar deur gelykenisse, en jou ore moet oop wees, jou ore moet besny wees om te kan verstaan wat die woord vir ons sê. Is dit nie so mooi nie? Ons moet die gees van die Here hê om dit te verstaan. Ja, want hy sê ons moet ons verander word soos 'n klein kind. Yes. Dan openbaar hy sy verborgenhede aan ons. En dit is my net so mooi, amazing om weer hierso lees. Verborgene dinge van die grondlegging van die wêreld af. Yes. So as jy net die Ou Testament gaan lees en gaan net daar konsentreer, gaan jy nie die verborgenhede ken nie. Wow. Maar as jy jou hart oopmaak en verneder onder die kragtige hand van God deur Jesus Christus, en dan gaan jy die evangelie verstaan soos jy dit moet verstaan. So, Dan kan die boom groei, né? yes. Vers 36. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan en sy disippels het na hom gekom en gesê: "Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid en die saailand." So dis nou die eerste gelykenis wat ons gelees het. En hy het geantwoord en vir hulle gesê: "Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens." So dis is die Here Jesus Christus, die woord. Dis die goeie saad wat gesaai word. En die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. En die onkruid is die kinders van die bose. So die goeie saad is die kinders van die koninkryk. Dit is die kinders van die Here wat werklik die Here dien. En die onkruid is die kinders van die bose. Hulle wat die werkers is van ongeregtigheid, wat die skrif van God verdraai om by hulle eie buik aan te pas. Dit is net mooi as jy kyk nou so die oploop na hierdie punte. Sorry my vrou, dat as jy kyk ook die koninkryk, ek meen dis wat die Here Jesus het gesê, die koninkryk van God is soos 'n vrou wat suurdeeg inwerk. Yes. So hulle wat deel is van die koninkryk waarvan hier praat, is se saad groei. Ja. Hulle werk in die koninkryk, hulle operate, Yes. hulle werk saam. Die saad het ontvang en nou werk hulle saam. So hulle is die kinders van die koninkryk. Ja, tot 'n groot boom. En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld en die maaiers is die engele. So die oesdag wat kom is die wederkoms. Dit is die volëinding van die wêreld. Dit is wanneer al hierdie dinge geopenbaar gaan word. En die wat dit bymekaar gaan bring is die engele. Dis die maaiers van God. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en in die vuur verbrand word, so sal dit in die volëinding wees van hierdie wêreld. So dit is wat gaan gebeur met die werkers van ongeregtigheid. Hulle gaan in die vuur verbrand. Dis verskriklik om daaraan te dink. My hart pyn as ek dink daaraan dat mense is besig met die woord van die Here, maar hulle gaan hel toe. Dit is seker vir my die ergste erg om te besef. In vers 41, die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. Die werkers van ongeregtigheid sal bymekaar gemaak word. Hulle is die struikelblokke en hulle sal in die vuur gewerp word. En hulle sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween en geknars van tande wees. Dan sal die geregverdige skyn, soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hulle hoor. So wat hier gebeur is dat terwyl die kind van die Here groei in die woord van die Here, is die vyand ook daar, die werkers van ongeregtigheid wat hy gebruik met 'n ander saad wat gesaai word hier tussen die kinders van die Here in. En baie keer kom hulle dit nie eens agter nie.
En dit is hoekom ons wakker en waaksaam moet wees. Dat ons kan sien, wat is die goeie saad, wat is die slegte saad, wat word gesaai hier in die saailand, sodat jy die regte ding kan aanneem, die waarheid van die woord kan aanneem, want daar's legio wat kom met 'n ander saad van ongeregtigheid, wat ook die woord van die Here lees, wat ook kom met die woord van die Here, en dit is hoe slink Satan is, hy kom met die woord van die Here, en hoe kom saai hy sy saad? Hy gebruik mense, hy gebruik valse predikers, hy gebruik mense wat voel dat die koninkryk van God is winsgewend, en hy kom saai dit hier tussen die kinders van die Here. Nou, eers met die oesdag, eers met die wederkoms, gaan die ware kinders van die Here geopenbaar word, dan gaan hulle skyn, soos die son. Wow, is dit nie amazing nie? Dit is dalk nou vir jou erg, verdrukking, dit voel vir jou, die evangelie is moeilik om aan te gaan mee, die ander het dit so maklik, die ander geleef so maklik, die ander kan net doen wat hulle wil, maar ek moet hierdie streng lewe lei, 'n godvrugtige lewe, 'n heilige lewe, want die woord van die Here sê, dat God is heilig, en ons moet heilig wees, anders sal ons die koninkryk van God nie ingaan nie. So ons moet poog om daarin te gaan. Daar's baie wat poog om daarin te gaan, maar min gaan dit maak. So, dit tref mens net weer in 'n mens se hart vanoggend, dat 'n mens besef, bly by dit wat die waarheid van die woord is, bly by die ware manna, moenie dat dit vir jou walglik raak nie. Laat dit eerder jou hart openbaar, dat jy daarin kan werk en uitsorteer, sodat jy die koninkryk van God kan ingaan. Wow, is dit nie mooi nie? So ja, want die woord leer vir ons so mooi, as ons kyk na hierdie kinders van die bose, word ons ook later in die woord geleer, in 1 Johannes, dat ons moet nie soos Kain wees wat 'n bose hart het nie. Ja. En al kinders van die Here, en ek meen die hele gelykenis gaan daaroor wat gaan tussen die kinders van die Here. En tussen die kinders, selfs Petrus skryf daarvan, hy sê, broeders, die valse profete is onder julle. Die mense wat besig is met die verkeerde dinge is tussen julle. Ja. So met die gevolg is dat, terwyl die kinders van die Here baie keer hout gerus net aangaan, en hulle is op hulle gemak en so, is daar 'n leuen wat ook gesaai word in die Christelike wêreld. Ja. En dit is die kinders van die bose. Dis nie te sê dis die wêreld. Ek meen die wêreld is die wêreld. Jy kan sien wat is die wêreld en wat is nie die wêreld nie. Want ook hierdie onkruid waarvan hy praat, dit is die tares. Die Afrikaanse woord praat mos nou van tares. Ag, die Engelse woord tares. So dit is nie 'n bosie onkruid soos ons kry. Dis 'n onkruid wat lyk soos die graan. En eers as al twee aar geskiet het en hulle kom tot volle vrug, kan jy begin eien die verskil tussen die twee, maar hulle is so naby mekaar, en nie kenner gaan amper nie die verskil tussen die twee ken nie. Ja. En dit kan 'n hele krop, nou wil ek Afrikaans en Engels praat, dit kan 'n hele oes laat verval, want dit is eintlik soos 'n dwelm tipe van ding, wat as jy dit gebruik, en hulle het dit ook gebruik, jy sê arbeiders het dit ook gebruik as 'n dwelm, die onkruid, sodat die vyhandige mense doel was juist daai, dat hy persoon hy oes moes verloor. En ons as kinders van die Here moet aangaan, ons moet wakker wees, ons moet waaksaam wees, ons moet al twee oë ooploop, nie met oë toe, of net een oog oop nie. Yes. Parallax, ek gaan so 'n bietjie met julle praat oor parallax die naweek. Wow. Ons parallax view van die evangelie. Ja. Nou ja, nietemin, dankie my vrou dat jy so mooi Bybel lees en vir ons verduidelik. Vers 44. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blyskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. So dit is hoe kosbaar die koninkryk van God is, die ewige lewe wat ons gekry het, is so kosbaar, en hierdie man het dit so kosbaar geag, dat hy alles gaan verkoop het, en dit gekoop het, dit behou het. So, dit is net so mooi om aan te dink, want baie keer is dit asof 'n mens nie jou geestelike lewe en die ewigheid as so waardevol ag nie. Mens gaan so aan in 'n mens se lewe, asof alles belangrik is, behalwe die koninkryk van God. Ek het tyd vir alles,
maar ek het nie daai tyd vir God se koninkryk nie. En dit is wat hy sê, koop die tyd uit. Dis kosbare tye wat ons het. Nou op aarde, as ons, ek dink weer gisteraand aan toe my man so bedien, en ek bedink dit so, en ek bedink die koninkryk van God, en so aan terwyl hy so bedien. En ek dink, hoe verskriklik moet dit wees, om dit nie te maak nie. Om weggewys te word, as 'n dwaase maagd. Dan dink ek, Here, niks op hierdie aarde is enigsins die moeite werd om dit te verruil nie. En baie keer is dit asof 'n mens soveel verskonings het, van mense is so besig. Ek kan vir u sê, ek hoor almal is verskriklik besig. Te besig om by God se koninkryk uit te kom. En ons moet dit in oënskou neem. Here, is dit werklik die moeite werd om so besig te wees, sodat ek nie by u uitkom nie. Ons moet die ander dinge laat gaan. Ons moet dit verkoop. Ons moet dit uitverkoop, sodat ons by God se koninkryk kan uitkom. Los die ander dinge, dis onnodig. Dit is nie belangrik nie. Ons ewige lewe is belangrik. So, dit het my net so getref in my hart om te dink, mens stap hierdie pad en jy dink jy stap die pad, maar gaan jy weggewys word of gaan jy aanvaar word? So, maak my keel so 'n bietjie toetrek. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat mooi parels soek. En toe hy by een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Die koninkryk van God is die belangrikste, dis die kosbaarste besitting wat ons ooit kan kry. Ons het 'n ou beperkte lewetjie op aarde en ons hardloop van punt A na punt B na punt C na punt D en dit is nutteloos. Dis 'n gejaag na wind. Maar die parel, die kosbaarheid van God se koninkryk, dit is wat ons in die hande moet kry. Dit is wat ons moet koop met ons lewe. En dit is wanneer jy jou lewe begin prys gee, alles begin skade ag om God se koninkryk te bekom. Dit moet insink in ons harte vanoggend, sodat ons kan verstaan, los die ander dinge, dis onnodig. Mens laat jou hier na toe sleep, en daar na toe sleep, en hier na toe sleep. Maar wat moet ons doen? Ons moet stil raak voor God, om sy koninkryk te bekom. So. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaar bring. En as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg. So daar's kinders van die Here wat verlore gaan. Ek dink nie mense besef altyd hierdie dinge nie. Dit tref my net weer volgens so in my face. Om te besef, Here, daar's kinders van u, daar gaan 'n skeiding kom, daar's skape en daar's bokke. Daar's goeies en daar's slegtes. En daar is wat verlore gaan. En ons moet ons lewe in besit neem. Dis 'n aanmoediging vir oggend vir ons. Neem jou lewe weer in oënskyn. Sê, Here, ek het soveel goed wat my besig hou, wat my aandag aftrek, waarmee ek myself besig hou dag en nag. Dis busy bodies. Maar waar kom ons by God se koninkryk, in daai rus uit, in daai vrede, kalmte, om te verstaan waaroor die ewige lewe gaan, om te verstaan, dit gaan oor siele, dit gaan nie oor my, ek, my en myself, wat hierdie lewetjie moet lei op hierdie aarde nie. Gee prys. So sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdigheidsuit afskei. So daar sal 'n skeiding kom. En hulle in die vuuroond gooi, daar sal geween wees en geknars van die tande. En Jesus sê vir hulle, het julle al hierdie dinge verstaan? En hulle antwoord hom, ja, Here. Toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge te voorskyn bring. Nou, ek gaan net vanoggend tot hier toe. Gaan môre verder lekker saam lees, verder verduidelik. So, hierdie saak moet net eers insink in ons harte.
Kom ons kry kalmte, kom ons kry vrede in die Here. Kom ons bid eerder, dan gaan ons wysheid hê om ons lewe uit te sorteer. Anders is dit net een dolle gejaag. Kom ons kom voor die Here. Vat 5 minute, vat 10 minute. Vra vir die Here wysheid, vra vir hom insig. En jy gaan verstaan, wat moet weggegooi word, wat moet uitgegooi word, wat moet nie meer deel wees van jou lewe nie, wat is nie meer belangrik nie, sodat jy tyd kan hê om by God uit te kom. Loof die Here. Jy moet vandag 'n baie lekker dag hê. Ek wil afsluit met juig al wat leef voor die Here. Ek wil hom net vanoggend so loof en prys in my hart. Dis hoekom ek met 'n psalm begin het en met 'n psalm afsluit vanoggend, om net die Here te loof en te prys en groot te maak in ons harte. So kom ons sluit vanoggend af met juig al wat leef, sing lekker saam met hierdie lied, en jy moet 'n baie lekker dag hê, Riaatjie, jy moet lekker verjaar, ons dink aan jou, ons bid vir jou, en ook vir almal wat vandag in hierdie werksplekke moet ingaan, in hierdie dolle gejaag, en hou vrede in jou hart, hou jou hart afgesonder van die wêreld, moenie deel gaan raak van die kwaad nie, prys die Here. Dis weer so. Ons sê daai so, jy gaan wat leef, bye! Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig, want goederdierend is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou hul krag, tot in die laaste nageslag. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig, want goederdierend is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou hul krag, tot in die laaste nageslag. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig, want goederdierend is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer,